Kies die sagte antwoord. Dink 'n bietjie hieroor na. Die kragtigste woorde is soms woorde wat die sagste is. Ek besef dit vanuit Spreuke 15 vers 1 wat sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n Krenkende woord laat woede ontvlam. Nou wanneer spanning hoog in die lug hang by die werk, in jou huis, in jou selgroep of selfs jou WhatsApp groep, dan kan een sin 'n brug bou of dit kan 'n muur bou. En ek het juist hierdie week daaroor gedink toe ek op die nuus sien hoe presidente en eerste ministers van sekere lande mekaar takel met harde en dreigende woorde. Dit juist in 'n oorlogskonfliksituasie. Nou hierdie teks is 'n baie relevante strategie vir 'n wêreld wat so vinnig ontplof, figuurlik, maar ook letterlik. In 'n klimaat waar frustrasies oorborrel, word 'n sagte antwoord 'n daad van geestelike volwassenheid en ook emosionele intelligensie. Nou dit word bevestig deur sielkundige navorsing. Davies verduidelik dat 'n sagte, nie oordelende toon die ander persoon se verdedigingsmeganismes ontwapen en die brein letterlik help om uit daardie veg, vlug en vriesrespons terug te keer na rasionele verwerking. Met ander woorde, sagtheid skep ruimte vir begrip en om saam tot beter oplossings te kom. Jou reaksie op wat iemand anders sê of doen, is altyd jou eie keuse. As jy dan 'n sagte antwoord gee, is dit nie dat jy toegee of dat jy verloor nie. Dit beteken eerder, jy kies wysheid bo impulsiewe gedrag. Jy kies vrede bo selfsugtige trots. Jy kies empatie bo oordrewe ego. Empatie is juis om ander se perspektiewe te leer verstaan en 'n beter toekoms saam te verseker. Die Bybel nooi jou vandag om die argitek van vrede te wees, deur met sagte antwoorde te bou aan 'n beter vandag en 'n floreerende uitkoms. So kies vandag om doelbewus 'n sagter toon te gebruik en volwasse te wees. Leef geïnspireerd.